Dit is Maandag die 13de Julie. Hierdie week luister ons vars na 'n paar Johannes tekste. Vandag is die teks Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Dit is een van die mooiste opsommings van die evangelie. In net een vers sê Johannes vir ons vir wie die redding bedoel is, hoe 'n mens gered word, wat God aan hom gee en wie hy word. Die vers begin met hierdie wonderlike woorde, maar aan almal. God se uitnodiging is nie beperk tot 'n klein groepie mense nie. Dit is oop vir elke mens, jonk en oud, ryk en arm, geleerd en ongeletterd, godsdienstig en ongelowig. Jesus het nie net vir die goeie of godsdienstige mense gekom nie, hy het gekom om sondaars te red. Niemand is te sondig, te stikkend of te ver weg vir sy genade nie. Die enigstes wat buite God se huisgesin bly, is die wat sy uitnodiging verwerp. Dit herinner ons daaraan dat niemand buite die bereik van God se genade is nie. Moenie ooit dink dat jy te sondig is om deur Christus ontvang te word nie. En moet ook nooit dink dat iemand anders buite God se genade is nie. Die uitnodiging geld steeds aan almal. Verder verduidelik Johannes wat dit beteken om Jesus aan te neem. Die wat in hom glo. Om Jesus aan te neem, sê ons teks uitdruklik, beteken om in hom te glo. Om in hom te glo beteken meer as om net van hom te weet. Selfs die duiwels weet mos wie Jesus is, maar bly verlore. Om hom aan te neem beteken om jou volle vertroue op hom as jou Here en Verlosser te stel. Dit beteken om hom met geloof in jou lewe te verwelkom en heeltemal op sy volmaakte werk aan die kruis te vertrou. Geloof is nie net om te glo dat Jesus bestaan nie, maar om te glo in Jesus as jou verlosser. Ware geloof is 'n persoonlike vertroue op Christus alleen. Johannes sê ook dat Christus aan gelowiges die reg gegee het om kinders van God te word. Dit is 'n ongelooflike voorreg. Ons verdien nie hierdie reg nie. Ons koop dit nie. Ons werk nie daarvoor nie. God gee dit. Die woord reg dui op 'n wettige voorreg of bevoegdheid. Deur Christus verklaar God dat ons sy huisgesin is. Ons aanvaarding by God rus dus nie op ons prestasies nie, maar op Christus se volmaakte werk. Wanneer twyfel jou oorval, onthou, jou sekerheid berus nie op hoe goed jy vandag gevaar het nie, maar op God se genade in Jesus Christus. Die grootste seën kom aan die einde van die vers as ons hoor, ons word kinders van God. God is nie meer net ons skepper of regter nie. Deur Jesus Christus is hy ons hemelse Vader. 'n Kind leef in sy Vader se liefde, sorg, beskerming, tug en voorsiening. En die mooiste van alles, 'n kind behoort vir altyd aan sy Vader. Dit word nou ons diepste identiteit. Voordat ons 'n eggenoot is, 'n ouer, 'n werknemer, 'n student of 'n afgetredene is ons kinders van God. Leef vandag met die sekerheid dat jy aan jou hemelse Vader behoort. Jy is innig geliefd, volkome aanvaar in Christus en nooit alleen nie. Johannes 1 vers 12 vat die hele evangelie in een vers saam. Daar is geen groter voorreg op aarde as om 'n kind van die lewende God genoem te word nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u uitnodiging vir almal is wat in Jesus Christus glo. Dankie dat u my deur u genade die reg gegee het om u kind te wees. Help my om elke dag uit hierdie nuwe identiteit te leef, met vreugde, sekerheid en dankbaarheid. Laat my lewe wys dat ek aan u behoort.
in Jesus se naam. Amen.